bring U al die lof en al die eer. Want U alleen is dit waardig. Here, ek gaan vanmôre probeer om hierdie woord te bring sodat U dit op my hart gelê het. En ons gaan leer wat U vir ons wil leer. En ek wil vra, Here, dat soos wat U dit in my hart gelê het vir my al langer as 'n week gelede, dat dit sal oorkom soos wat U dit wil hê. Ek staan terug, Here, en ek vra dat die Heilige Gees sal oorneem. En dat U die prediker sal wees. En dat U mense sal gebruik. Voor eer en verheerliking van U naam. Amen. Amen. Ons almal weet wat 'n tipe van Sondag dit vandag is. En toe die Here hierdie boodskap op my hart gelê het, toe wonder ek en ek vra vir myself en ek sê, Here, dis anders as die gewone wat 'n mens aan dink. Maar die Here sê vir my, jy gaan 'n naweek saamvat op 'n sekere manier. En toe die Here met my begin praat, toe besef ek dat ons aanbid 'n groot God, 'n almagtige God, 'n alwetende God, wat niks in hierdie wêreld gedoen het sommer maar net nie. Ek kan getuig van dinge wat ek gedoen het, wat ek my eie besluite geneem het, en so Nicole en baie van julle weet het, dat baie van my besluite het nooit goed uitgewerk nie. En nadat nie uitgewerk het nie, dan vra ek vir die Here hoekom nie. So ek gaan begin om so 'n klein leerentjie te gee, as julle my sal toelaat. En baie van julle sal vra nou maar, wat het hierdie gedeelte te doen met vandag? Die eerste skrifgedeelte wat ek wil aanhaal is Genesis 1 vers 1. In die Afrikaans sê in die begin het God die hemel en die aarde geskape. In Engels sê in the beginning God created the heavens and earth. Amen. In Hebreëus, as daar van julle is wat beter Hebreëus kan praat as ek, sal ek dit waardeer. Maar in Hebreëus sê die volgende: Bereshit bara Elohim et Amashayim ve'et ha'eretz. Die direkte vertaling sal wees beginning. God created heavens and earth. Nou ek wil dit verder opbreek, Pastoor Nico, as jy my gaan toelaat. Ek weet, ek is nie een van die beste skrywers in die wêreld nie. En ek neem aan julle gaan dalk heel waarskynlik nie eens hier kan sien. Maar die eerste gedeelte sê Bereshit. Dis hoe dat ons hom sal skryf. In ons gewone taal. Die tweede gedeelte is soos die Hebreërs vandag skryf, van regs na links, dieselfde woord Bereshit. Die derde een waaroor ek so 'n bietjie gaan praat, net so ter inleiding vir almal. Net om dinge beter te laat verstaan en te kan sien hoe groot is hierdie God wat ons aanbid. Dis wat hulle in die ou terme gebruik het, die Paleo-Hebreëus. Dit was 'n Hebreëse taal wat hulle gebruik het voor die Babiloniese ballingskap, waarvolgens hulle geskryf het en al die klas van dinge. Nou die Hebreëse taal is besonders, omdat elke letter het nie net 'n numeriese waarde nie, maar hy beteken ook iets. En nou gaan julle die woord van God sien, dat in die eerste woord, in die woord van God, dat die hele plan wat hy uitgelê het vir ons. Die wet het 'n betekenis van 'n tent. Nou die Hebreërs, ek het dit nou nie ingesit nie. In jou Hebreëse Bybel sal jy sien daar is 'n kolletjie. En die letter is groter as die gewone
Hebreëse letters wat hulle gebruik. Nou daai wet beteken iets verder. Dit beskryf eintlik die hemel in 'n soort sekere sin. In die hemel, die tweede letter is die resh. En daai resh beteken die prins. Die prins het vanuit die hemel uit gegaan. Kom ons by die derde een, en julle sal dit baie duidelik verstaan, die Alef. Die Alef, Elohim, en verskillende name van God begin daarmee. Maar sy betekenis is 'n os. En dit sê al klaar vir julle iets. Baie mense het al gewonder hoekom het hulle die Moses op die berg was en hy kom dan af het hulle 'n os gemaak, 'n goue kalf. Want dit verteenwoordig krag. Maar dit verteenwoordig ook van die Vader. Dan kom ons by die volgende een, die Shin. Nou die Shin is 'n stande. Waar hy alles wat gaan gebeur alreeds in die eerste woord uitspreek, dat daar gaan 'n tydperk wees waar daar geknars van tande sal wees. Nie net vir ons nie, maar vir Jesus Christus self. Waar hy op sy tande gaan moet byt om alles te kan hanteer. Dit beteken ook 'n vorm van verdrukking. Dan kom ons by die Jod. Dit is 'n arm en 'n hand. Die God se arm en sy hand wat uitsteek na ons toe om vir ons redding te bring. En dan kom ons by die laaste ene, die Taf. Nou die Taf se betekenis in Engels is, wat is dit in Engels woord? Verbond, 'n covenant. Hy het 'n verbond met ons aangegaan alreeds in die eerste woord in die Bybel. Wat hy uitgespel het, wat gaan gebeur? Daar gaan 'n stadium wees wat iemand op 'n kruis gaan sterf. Maar hy het alreeds geweet dat die dinge gaan verander, want die Taf in die nuwe Hebreëse taal lyk so. En wat verteenwoordig daai Taf? Ook 'n verbond. Maar na vandag, elke keer wat jy deur 'n deur sal stap, sal jy die Tafteken sien. En jy sal daaraan dink dat dit is die bloed wat aan die deurkusyn gesmeer is om vir my verlossing en redding te bring. Ons kyk by baie van hierdie dinge verby, omdat ons gekom het op 'n punt in ons lewens waar dit lekkerder is om 'n Paasnaweek langs die see te lê, weg te gaan. Ek in die naweek het ek weer eens gehoor van sekere pastore wat ek ken, wat groot name in die bediening is, wat Wildsplase toe is en so een, want hulle moet rus. Hulle werk te hard en hulle moet hierdie tyd gebruik om rus. Maar 'n tyd wat deur God spandeer is om aan 'n kruis te sterf en vir ons 'n prys te betaal, die word deesdae gebruik om geld te maak en om net om lekker rond te lewe. En ons dink nie eens meer om wat hy vir ons gedoen het. Dit is maar net 'n inleiding. Ek gaan probeer om nie hard te praat vandag nie. Ek sal sagter praat. Jy weet al, in die Joodse gebruik met Paasfees. Dis die eerste keer in baie jaar wat ons Paasfees dieselfde tyd val as die Joodse Paasfees. Nie 100% nie, maar ons is binne die raamwerk van dit. Nou ek wil regtig vanmôre sê, en ek weet ek gaan baie mense se onguns op die hals haal en ek gee nie onafhanklik. Maar die dag toe die Here my geroep het en ek sê, jy sal die waarheid sê en jy sal sê soos wat ek jou sê om te sê. En of hulle my gaan kruisig en stenig of wat ook al, dit maak nie saak nie. Maar ons moet besef, daar bestaan nie so ding soos 'n paashaas en paaseiers nie. Dis die paaslam wat vir ons geslaag is. Mense dink dat hulle kan heidense gebruike gebruik deesdae en God vereer daardeur. Maar wat het gebeur toe Moses van die berg afkom en die 10 gebooie en hulle goue kalf gemaak het? Wat het met daai wat gebeur? Hulle het gesterf. Daar's nie 'n manier wat ons in hierdie lewe van vandag dink ons kan dinge doen
en God moet tevrede wees daarmee. Ek moes op 'n harde manier leer, selfs met dinge wat die meeste mense van hou. Kersfees, Paasfees, die mense, tot pastore en predikers wat deesdae paaseiers rond strooi by die kerk en dan moet jy gaan soek daarvoor en as jy dit kry, wat sal jy gelukkig en as jy nog gelukkiger is op die tyd van die paaseiers gaan nog geld op kan hê. Dit gaan oor enigiets behalwe, dit gaan nie oor die woord van God en wat hy vir ons gedoen het. En as ek praat van die woord van God, praat ek ook van die seun, want hy is die woord van God. Jy sien nou Paasfees, en ek gaan net praat oor 'n sekere gedeelte van die Joodse tradisie, wat by ons ook veronderstel is om te wees. Elke jaar hierdie tyd as dit Paasfees is, die week voor die tyd begin hulle sekere dinge te doen, wat ons wonderlike vrouens noem spring cleaning. Daar word die huis ingevaar, elke hoek en kant word skoon gemaak, stof afgevee en uitgevee en dinge gewas. Joodse gebruike is van die aard dat hulle tot selfs die goedware in hulle kook in 'n spesiale pot in kook om dit skoon te maak. Ek gaan nie praat oor al die goed wat hulle eet tydens die tyd of wat ook al nie. Partykeer vir 'n man is dit ook nie die lekkerste tyd as 'n vrou begin spring clean nie, want baie van jou goed verdwyn. Sê dit. Maar baie van die goed wat verdwyn is partykeer goed wat onnodig is. Daar word partykeer vasgeklou aan al jou verskillende afgode wat jy het. Want baie van jou gebruike en jou dinge wat jy doen is niks anders as 'n afgod. Want dit maak jou lekker voel. Behalwe die mense om jou. Gelukkig vang ek die vis nie so. Ek sê altyd, ek het 2 keer in my lewe vasgevang en al 2 was onwettig. Die een keer was met 'n net in 'n rivier, toe was ek nog 'n klein kannetjie saam met 'n paar ander klein kannetjies, kalbokkies. En die tweede keer was op die grens, toe ons na Kola af teruggekom en was ons honger, want ons vir langer as 'n week niks, geen kos gehad het. En ons het nie sulke goed soos hengelgery gehad nie. Die beste hengelgery wat ons op die grens gehad het, was handgranaat in die water. Nou, wat se vis ons geëet het, weet ek nie, want hulle kon nie antwoord nie. Maar wat ek probeer sê, is dit skokkend om te sien hoe mense liewers hierdie tyd gebruik vir hulle eie plesier en hulle eie genot, behalwe om 'n God wat groot is, sy naam groot te maak. Jy sien, al hierdie dinge het 'n geestelike betekenis ook agter die skoonmaak van die huis. Die opdrag wat die Here aan Moses gegee het is om vir die volk te sê, tydens hierdie tydperk, ter voorbereiding van die Paasfees, verwyder jy alle suurdeeg uit die huis het. Nou suurdeeg verteenwoordig sonde. En dis 'n enak gedeelte. Want baie van die dingetjies wat ons doen wat sonde is te lekker. En ons besef nie altyd dit is sonde nie. Of ons wil nie daaraan dink nie. Maar dis 'n vereiste van die Here. Matteus 21 vers 12 tot 13, as ek hom vinnig kan kry. Het die Here 'n voorbeeld gestel. Wie en wat is ons? Is ons nie 'n tempel van die Here nie? Het hy dit nie vir ons gesê nie? Matteus 21 vers 12 en 13 sê die volgende: En Jesus het in die tempel van God gegaan, en almal wat in die tempel verkoop en koop uitgejaag en die tafels van die geldwisselaars
en die stoele van die duiweverkopers omgegooi. En hy sê vir hulle, daar is geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word, maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak. In hierdie tyd wat ons nou is, hoeveel tyd word daar spandeer voor God op jou knieë? Ja. Jy weet, ek kan nie vir julle hierdie dinge vra as God nie met my gepraat het. Daar was 'n stadium wat ek het hom redelijk goed geken, die jare toe dit swaar gegaan en rond, sy vrou voor hy hulle oorlede is. Nikkie van der Westhuizen. En Nikkie van der Westhuizen het groot werk vir die Here gedoen. Ek het persoonlik gesien hoe baie mense voor gebid is en genesing ontvang het en al die klas van dinge. Maar op 'n stadium was daar mense wat gekom het en vir 'n week lank elke aand het hierdie spesifieke persoon uitgekom voor met 'n gebed, maar niks gebeur. En Nikkie het gaan afsonder vir 'n tydperk na die week en gesê, Here, ek verstaan dit nie. Dieselfde vrou is daai week na 'n mediese dokter toe. En hy het pille voorgeskryf en ek dink hy het dan by 'n klein operasietjie te doen en die sy is genees. En hy het vir die Here gesê, Here, hoe is dit moontlik, ek bid en ek glo. Ek het soveel mense sien gesond word, maar sy het nie. Wat is die probleem? Hoekom het sy nie gesond geword? Hoekom het 'n gewone geneesheer dit reg gekry om haar gesond te maak? Hy sê die Here het hom een ding gesê. En dit is daai mediese dokter vir 7 jaar het hy studeer. Hy het nagte voor sy boeke gesit. En deur in alle mediese geskrifte gegaan en als deurgegaan wat moontlik is. Om meer te leer van 'n menslike liggaam. En hy sê die volgende vraag het die Here vir hom gevra en hy het nie gehou van die vraag wat die Here vra nie. En hy het gesê, Nikkie, hoe lang spandeer jy op jou knieë? Voor die een wat alles geskep het. Baie keer gebeur dinge in ons lewe glad nie. Om die eenvoudige rede. Ek spandeer te min tyd met God, met 'n Skepper, met 'n Vader, met 'n Seun, met die Heilige Gees. Hoeveel keer lees ons dinge in die woord van God en ons verstaan nie wat ons lees nie. Maar ons gaan nie na die Heilige Gees en vra hom vir ons te verduidelik. Want hy het gesê, ek gee vir julle 'n trooster en hy sal julle alles leer. Maar ons is nie bereid om te wag op hom nie. Soos ons baie keer sê altyd, ons is in die era van die kits. Die kits koffie, die kits oplossing van sake en alles. Maar wat gebeur as jy 'n probleem het en niks gebeur? Soos ek altyd sê, Nico het verlede week het hy gepraat wat so van ouens wat vra vir hulle motors en al die klas van hom. Ja, dan is 'n stadium wat ek op 'n motor besoek het. En ek het ernstig gebid en die Here gevra vir 'n motor. En ek het regtig maar gebid. En die Here gevra asseblief, hy moet vir my vervoer moet stuur. En weet julle wat het gebeur? Hy het my gebed beantwoord, maar dit was nie 'n motor nie, was 'n nuwe paar stoele. Jy sien, ons wil altyd die top hê. Maar daar was 'n rede hoekom ek 'n paar stoele moes kry. Want ons hou van die aansien, ons hou daarvan dat mense moet opkyk na ons toe. En sê het jy gehoor van die een van daai. Daai persoon is so goed. Hy kan net hang op 'n ou lê wat in die persoon is gesond. Ons het die evangelie ingegaan van die eie ek. Ek het so hoog geraak in myself dat ek het God basies nie meer nodig. Ek het die voorreg gehad om verlang. Ek weet baie mense hou nie van hom nie, ek stem nie saam met alles wat hy doen nie. Maar daar was 'n rede hoekom ek
na hom toe gegaan het. Ek het onder Benny Hinn. Ek was by hom in training for ministry vir 'n tydperk. Nie omdat ek alles goed gekeer het wat hy gedoen het, maar ek wou meer weet van genesing. En op daai stadium was hy een van die beste mense om dit by te leer. Ek het wonderwerke sien gebeur. Daar was onder andere 'n stadium gewees wat ek agter 'n vrou in een van die dienste gestaan het. En die Here het vir my gesê, sit Johanna langs, sy het beroerte gehad. En haar kinders het daarin gedra, want sy kon glad nie loop nie, sy kon nie eens meer praat nie. Sy kon niks vir haarself meer doen nie. Dit was so erg dat hulle moes alles verkoop. Hulle kon nie eens 'n reisstoel bekostig vir haar nie. En al die plekke wat hulle gevra het, wou nie inskenk nie, want hulle was te arm. Hulle enigste uitweg was om haar te bring en die Here te vertrou vir genesing. En terwyl ek agter haar staan, haar man was aan haar linkerkant, ek sal nooit vergeet nie, soos ek so staan was aan hierdie kant en haar dogter was aan die regterkant. En die Here het vir my gesê, tel dit op jou hande aan weerskante van haar kop. En ek het dit gedoen, ek het nie eens gebid nie. Ek het niks gesê nie. En die volgende oomblik staan hy vrou op haar 2 voete. En sy draai om en sy kyk in my oë. En sy sê die volgende woorde vir my, sy sê, Louis, Jesus leef. Ek het al van geen kant af geken. Dis dinge wat onmoontlik is. Maar niks is by God onmoontlik. Amen. En dit is een van die dinge wat ons moet besef in hierdie tyd wat ons nou is. Die Pinkstertyd. Die tyd wat hy als vir ons gedoen het. Maar ons is te bang om na God te gaan en hy openbaar aan ons dinge wat nie reg is nie. In Psalm 139 vers 23 en 24 vra Dawid, en hy sê, deurgrond my o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. En kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Hoeveel keer is ons bereid om voor God te sak op ons knieë en te sê, Here, toets my. Wys my wat is verkeerd in my lewe. Die rede hoekom ek dit nie doen nie is omdat ek bang is God doen dit. Dit help nie, ons draai nie vanmôre doekies om. Hy het alles betaal vir ons op 'n prys. Wat hy op die prys wat hy betaal het op Golgotha. Stikkend geslaan, uitgebloei, opgespoeg, baard uitgeruk. Alles wat sleg is, het dit op gebeur. Net om te kon sê, Louis, ek het dit vir jou gedoen. He did it for every one of us. Amen. Hy het niemand voorgetrek nie, hy het niemand uitgelaat. Hy gee aan elkeen 'n geleentheid om reg te kom. Selfs soos die een aan die regterkant op die kruis. Wat in sy sterwensuur gevra het en sê, dink aan my. En ons Here Jesus Christus het te doen wat hy gevra het. Omdat hy bereid was om in sy sterwensuur die Here te vra om saam met hom te wees. Ek gaan ons nie baie lank hou nie. Lukas 24 vers 3 tot vers 7. Lukas 24 vers 3 tot 7. Miskien moet ek sommer begin by vers 1. En baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week,
het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. En hulle die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar 2 manne by hulle in blink klere. En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was. Die Seun van die mens moet eers gelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die 3de dag opstaan." Ons vier opstanding Sondag, of so die Engelse sal sê, Resurrection Sunday. Maar weet julle als wat dit werklik waar beteken? Jy sien, 'n prys is betaal sodat ons kan lewe vir ewig lewe. Maar wat hierdie gedeelte onder andere sê, is dat God in die oorwinning oor die dood gehaal. Of as ek dit in my eie woorde kan sê, die dood het gesterf. Ons is so bang. Ek wat in 'n ouer huis is, ek praat baie met die mense daar. En baie van hulle sê, hulle is bang vir die onbekende, hulle is bang om dood te gaan. En ek sê altyd vir hulle, ek sê, waarvoor wil jy vrees? God het die oorwinning behaal, hy het die dood oorwin. Ja. Ons dink hierdie wat ons nou deurgaan is die lewe. Nee, dit is nie. Die lewe begin die dag as ek my kop neerlê. Dan gebeur wat ek gekies het, my hele lewe lang. As ek 'n keuse gemaak het vir God, het ek 'n groot kans deur genade om my ewigheid saam met hom te spandeer. Maar as hy nie 'n deel van my daaglikse lewe was, dan weet jy by een van die kerke kom wat jou in die hemel sien aangaan. Ek weet nie wat die hemel is nie, maar in elk geval. Jy sien, ons moet begin besef dat daar is meer in store vir ons. Hierdie is maar net 'n voorbereiding. Ek kan amper sê 'n toets om te kyk of ons waardig is om eendag saam met hom te kan leef en saam met hom te kan wees vir 'n ewigheid. Maar niemand wil 'n toets weerstaan. Ek het toetse gehad op skool. Ek het toetse gehad op universiteit. Want ek was te lui om te leer. Ek het 'n professor gehad wat vir my 'n vak rigting aangebied het vir daai jare. Dit was die ou filosofie wat bewysbegeerte genoem het. Die wêreld wys vir ons en ons begeer. Maar eendag beskryf ons wat hy genoem het 'n preditoets. En hy vra 'n vraag en ek besef ewe skielik, kyk, ek het nie eers halfpad deur die vraag gekyk. Wat moet ek antwoord? En ek besef, maar kyk, korrel sal ek met korrel en ek kon dit goed doen. En ek het geskryf, die ander het al die klas uitgestap en vra ek nog papier. Want ek het gesê, ek gaan skryf en ek gaan moeg raak om te lees. En die dag toe die uitslaag kom, toe weet ek wel, dit is 0 of minus 0. Een van die groot boer in bladsye 70%. Ek skrik my boek lang. Toe lees ek wat hy langs het geskryf het.
Van die onderwerp weet jy niks, maar wat jy geskryf het maak sin. Jy sien so baie keer in ons lewe, doen ons dinge wat ons geen reg het om op straat te maak. Maar wanneer jy by God uitkom, is hy die een wat jou gaan lei op 'n regte pad. En om dinge te doen wat hom verheerlik. Ons as Christene kom op 'n plek waar ons besef dat ons kan nie meer speletjies speel nie. Ons tyd raak min, ons tyd raak beperk. Daar's 'n ou wêreldse liedjie wat altyd gesê it's now or never. En ek staan daarby. Nie omdat ons dalk een van die dae kan weggeraak word. Dalk eendag sal ek dalk nog, as ek 'n geleentheid kry, 'n lering aanbied oor wat die waarheid is rondom dit. Want daar is so baie leringe en leerstellings wat geleer word. En die mense is geneig om dit wat die beste op my oorval en my die gelukkigste maak aan te gryp. As daar staan die Romeis, wat kies die Romeis of kasterolie van 'n gewoonlik is vir die Romeiskap. Maar beteken moet ons die kasterolie drink, want dis die item wat vir ons die genesing kan bring. Ek het dus dan in elk geval te min om Romeis nie dit met dit sy. 1 Korinte 15 sê vir ons een van die belangrikste dinge. Dankie Monique. Jy hom kop wat staan soos 'n dronke. 1 Korinte 15 vers 26. Staan daar die volgende. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Die dood was altyd 'n vyand gewees. Daar was 'n stadium toe die Christene in Rome vervolg is en hulle almal is in 'n leeukuil gewerp en Nero het geniet om te sien hoe die leeu hulle verskeer. En eendag toe merk hy iets en hy stap na die leeu weg en stap hy deur en hy kyk na die gesitte van sommige van die destydse Christene wat gesterf het. En hy sien hulle glimlag. Party van hulle lag. En hy kon dit nie verstaan nie. Hoe is dit moontlik dat hulle gelag het terwyl hulle geskeel word deur 'n leeu? Hoe is dit moontlik dat iemand lag terwyl sy kop afgekap word? Sien hulle die groot waarheid aangeneem. Die groot waarheid wat die woord van die Here vir ons sê. En met daai vraag gaan ek julle los. Johannes 11 vers 25 en 26 sê die volgende. Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. En die vraag wat ek julle vanmôre vra is: glo jy dit? Want as jy dit glo, waarom vrees jy die dood? Ja. As jy dit glo, hoekom vrees jy wat iemand anders aan jou kan doen? Ja. Vrees liewers die een wat liggaam, siel en gees en alles in die hand kan werk. Maar moenie die mens vrees nie. Die dood is oorwin. Die dood het gesterf. En die een wat die dood oorwin het, is die een wat ek aanbid.
En wat ek nie skaam is om voor te sê, Jesus is die een. Dankie Bram. Almal wil huis goed van ek het probeer om het so kort as moontlik te maak. Maar al wat ek vir julle vandag wil sê is, hou vas aan hom. Hy die dood oorwin. Daar is niks wat die wêreld aan my kan doen. Ja. Ek kan pyn ly. Daar is baie dinge wat ek al moes deur van Pastoor Rico weet van alles, Monique weet van alles. Maar nog elke keer het hy antwoord gehad. Ons verstaan nie al hierdie dinge. Vir ons is dit nie altyd so maklik nie. Hoekom moet ek ly? Baie mense vra die vraag en sê, hoekom is hy ryk en ek is arm? Nou ek is een van die armes, in wêreldse terme. Maar die dag toe ek hom ontmoet het, die dag toe hy my onder 'n boom gesit het en gesê het, jy het 'n keuse om te maak vandag. Of jy volg my of ek skryf jou kandelaar. Het ek 'n keuse gemaak. Ek glo my die aanval het gekom. Maar daar was een dag wat ek spyt was. Ja, ek het nie al die geld vir die wêreld. Ek het elke Sondag moet ek in Derek nog nie so oor kyk om hier te kom. Maar weet julle wat? Daar het 'n dag aan my lewe verby gegaan met God aan my gekyk het. Ek sal nooit vergeet nie, miskien sal julle nou aanhou terwyl ek gesê het ek maak daar. Dan weet ek, julle het al gehoor. Daar was 'n stadium wat ek van Springs af Delmas toe geloop het met die voet, omdat iemand gevra het ek moet gaan bid. En eendag terwyl ek so loop, en daai dag was ek op pad Springs toe, toe hou iemand in 'n voertuig langs my stil en hy vra van my, waar gaan ek heen? Ek sê nie, ek is op pad Springs toe. En toe ek inklim, toe begin hy met my gesels en al die klasvoering en hy sê, ek sien jou kort, loop met 'n boek of 'n ding onder jou arm. Ek sê nie, is nie 'n boek of 'n ding. Ek sê, dis die woord van God. Hy sê, nou wat maak nie? Ek sê, iemand my gevra om kom besoek en vir hulle te bid. Ek sê, ek is deel van 'n groep wat ons self noem die saaiers. Ons vat die woord uit en ons van plante saad en ons. Dit lyk of hy wil groei dan gaan bedien ons verder. En terwyl ons weer ry, toe hou hy stil op 'n stadium en hy sê, hy wil net vir my iets sê. Hy sê, onthou een ding. Hy sê, jou Here en Meester het ook geloop. Hy sê, maar die mens wil nie meer loop lees na. Want hulle volg hom. En ek was so verbaas en ek klim uit die voertuig uit. En ek besef jy skielik, maar ek het nog nie dankie gesê vir die geleentheid. Maar toe ek opkyk, sien ek is afgelaai vir die tyd waar ek wil wees. En toe ek omkyk, is die voertuig weg. Nou ek kan nie sê dit was 'n engel of iets wat my opgelaai het of wat ook al. Maar waar jou voete jou heen lei, wees versigtig. Ek het 'n paar skoene gekry om my aandag daarop te vestig. Solank jy stap en jy stap saam met my, het jy niks anders nodig. Ons kyk na die wêreld en alles in die wêreld aanbied rondom ons.
Die Satan plant dinge in ons hart en ons wil al sê. Ek probeer daar net sê, ons kan nie glo en die Here vertrou vir dit nie. Maar as hy nie gee nie, wat maak nie belang? Ek het 'n keuse. Ek kan hom verheerlik in die situasie wat ek is, of ek kan hom verwyd. Ek kan hom dankie sê vir dit wat hy vir my gedoen het. Of ek kan kort net op my knieë staan en hom ons doen nou maar ek het slegs om te doen vir my gee of my wil hê nie. Maar vandat jy die prosperity prediking in die kerk ingestap het, soek jy mense nie meer God nie, hulle soek dit self. Ons is regte gimme. Ek wil hê. Maar ek is nie bereid om my lewe op te gee. So elkeen van ons het 'n keuse om te maak. Elke môre wat ek opstaan het ek 'n keuse om te maak. Dis of volg God of stap in 'n ander rigting. Die Griekse woord is metanoia. Ek moet 180 grade draai maak terug na God en agter hom aanstap. Of wegstap. Dat is die ander rigting. My ouma het ook in haar bed het sê, dis die laaste ding wat ek van haar onthou. Sy is vroeg oorlede, maar sy het agter haar bed het sê, skildery gehad van hierdie wat die breë weg en die smal weg aangetoon het. Met 'n oog wat kyk. En ek was bang vir daai portret. Daai portret kon my niks doen. Maar van 'n klein ouderdom in my lewe het ek geleer daar is een weg. En dit is om op te kyk na Hemelse Vader. Ek is my ouers ewig dankbaar. Dat aan hier 'n Sondag of 'n biduur of 'n Pinkster verby gegaan het. Wat ek nie in die kerk was. Ja, ek het my kanse gevat. Een Sondag met my pa in die kamer gekom, toe lê ek nog in die bed. En hy het my so gekyk en gesê, nou wat dink jy doen nie, mannetjie? En ek was braaf genoeg om vir my pa te sê, ek bly maar vandag so 'n bietjie by die duiwel. En ek kan jou een ding sê, dit was die warmste kerkbank wat ek in my lewe opgesit. Maar ek is my vader ewig dankbaar. Die dag toe hy oorlede is, het hy my maakkamer toe geroep, op die bed gaan sit, na gekyk en gesê, die Here het gesê, dis nou my tyd. Hy het haar gevat en haar gedruk, en hy is weg. Nou ek smag na so 'n verhouding, soos my pa gehad het. Wat met 'n glimlag kon gaan. Wat in alle opregtheid kon sê, die Here het gesê, ek kom my nou al. En hy het die geleentheid gehad, om my ma die laaste woorde te sê, hy is lief haar. Hy het druk en versoek. En toe sê hy weg. Wat kan beter wees as dit om te weet dat in jou 11de uur of die 12de uur God by jou is om jou te sê, goed so my getroue diensknegt, ek kom al jou.